so bietjie tot stilstand kom. En wat 'n heerlike stilstand is dit nie. Want ons vier vandag die kruisiging en dan natuurlik ook Sondag die opstanding van Jesus, 'n gebeurtenis wat ons lewens, ons history, ons geskiedenis vir altyd verander het. Ons het dit vanoggend ook gesing. You're rewriting my history. God het dit reeds gedoen, die geskiedenis van die mens. Nou, ons is besig met ons reeks ook oor hierdie tyd, die bloed. En ek gaan vanoggend so 'n bietjie saam met jou verder oor dit kuier, maar eintlik meer ook Sondag. Vanoggend wil ons so 'n bietjie gesels oor die Paasgebeure. Wat het presies gebeur op Paasnaweek, maar met 'n baie spesifieke klem. Ons het hierdie begin van die jaar afgeskop in ons gemeente, as jy dalk vanoggend hier kuier met die brief aan die Hebreërs, 'n ongelooflike brief in die Nuwe Testament, 'n brief wat sê dat God kom wys vir ons in Christus wie hy is. Hy is die uitstraling, Jesus is die uitstraling van God en van sy heerlikheid. En dan gaan hierdie brief ook die heeltyd aan met verwysing na Jesus as koning. Hy is die laaste koning. Die brief begin met, in die begin, of in die ou tyd, het God gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae, praat hy deur sy seun, die ewige laaste koning. Wat sê hy? En dan gaan hierdie hele brief oor Jesus se koningskap. Ek het so vinnig gaan kyk, daar's so 13 hoofstukke in die brief Hebreërs, en daar's ongeveer so 9 keer verwysings na Jesus se koningskap, die heeltyd na trone, en hy's met eer en heerlikheid gekroon, alle dinge wat onder sy voete is, hy is die erfgenaam, ten minste 9 keer, wat aan 13 hoofstukke verwys word, na sy koningskap. Nou, dis baie interessant, dat as jy die evangelies gaan lees, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, as jy die Paasgebeure gaan lees, dan sien jy dat daar is ook die heeltyd die tema van Jesus se koningskap. Jesus se koningskap is reg deur die Ou Testament, dis reg deur die Nuwe Testament, selfs in die Paasgebeure, en ek wil vanoggend so 'n bietjie saam met jou na dit gaan kyk, deur hierdie bril kyk, terwyl ons die storie vertel, dat jy vanoggend die bril sal op hê saam met my, om te hoor en te sien, hoe Jesus die heeltyd koning is. So ons gaan 'n bietjie storie vertel vanoggend. Nou, die verhaal, die laaste week, voor Jesus se kruisiging, begin eintlik, waar Jesus vir sy disippels, hulle is daar by 2 dorpies aan die voet van die Olyfberg, en dan sê Jesus vir sy disippels, gaan haal vir my 'n donkie, of gaan haal vir my 'n vul, en die rede vir dit is, want ek moet op hierdie donkie in Jerusalem, hierdie hoofsentra van die Jode, hierdie groot stad, ek moet in hierdie stad inry. En wat het Jesus hier gedoen? Maar ek wil dit net eers vir jou lees. Hoe skryf Matteus dit? In die evangelie van Matteus 21, hy sê, en dit het alles gebeur, so dit vervul sou word, die woord wat deur die profeet gespreek is, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. Dis natuurlik die woorde van Sagaria. Toe Sagaria Jesus se koms aankondig, toe sê hy gaan in die stad inkom, op 'n donkie, Sagaria 9 vers 9, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, 'n jong esel, die vul van 'n eselin. So hoor gou by die Paasgebeure, dis nou hier waar dit nou begin, waar Jesus sê, okay, ek gaan in die stad ingaan, want die Paasgebeure gaan plaasvind, gaan haal vir my 'n donkie, en die hele konsep van die donkie, en iets wat in die stad inkom, word gekoppel aan die feit dat hy 'n koning is. En nou gaan ons in die laaste week, en wat ons die heilige week noem voor sy kruisiging, en in Jerusalem gebeur daar 'n klomp goed in daai week. Jy kan die geskiedenis gaan oplees oor dit, mens lees mos die verskillende evangelies, en verskillende evangelies vertel het bietjie met 'n ander angle, maar jy kan hierdie geskiedenis gaan lees, en jy gaan sien, daar gebeur 'n klomp goed in hierdie week in Jerusalem, en baie van hierdie goed, of meeste van hierdie goed, het alles te doen met Jesus se koningskap. Gaan oor sy koningskap. Sy koningskap word onder andere ondersoek, en sy koningskap word ook deur die Joodse leiers ensovoorts bevraagteken. Nou ons weet, as ons net so 'n bietjie stil kan staan daar, so ons weet, ook in hierdie week, het die Joodse leiers 'n manier gesoek
om Jesus stil te maak. Om Jesus uit die weg uit te ruim. So hierdie was nie net 'n enige manier nie, hierdie was 'n manier om hom dood te maak. En daar was verskillende redes hoekom hulle dit beplan het, want Jesus het hulle posisie bedreig, hy het hulle gesag bedreig, hy het hulle bedreig, hy het hulle invloed bedreig. En ek wil vanoggend vir jou net so 'n paar voorbeelde noem. Die skrif sê, hy het geleer soos een wat gesag het, en nie soos een van die skrifgeleerdes nie. Nou ons moet nou onthou, in die Romeinse Ryk, Judea, Jerusalem, alles was 'n Romeinse provinsie, dit was onder die beheer van die Romeinse Ryk, maar die Jode en die godsdienstige leiers het nog sekere leierskap, sekere gesag gehad. Hulle het nog gesag gehad oor sekere siviele sake en dan veral oor hulle godsdienstige wette. En nou sê die skrif dat hy het geleer soos een wat gesag het. So wat het dit gedoen? Dit het hulle godsdienstige mag bedreig. En hulle was bang, hulle verloor dit, en wat sou die effek dan van hulle posisie wees in die Romeinse Ryk? So hier is hierdie persoon, Jesus, wat al die gesag het, meer en meer mense begin om te volg, nee. Saam met dit het Jesus ook nie teruggehou nie, hy het die Fariseërs openlik oor hulle morele standaarde aangespreek. Kan dit maar gaan lees. Hy sê vir hulle, julle is aan die buitekant een ding en aan die binnekant is julle 'n ander ding. Dit het hulle gesag bedreig, op 'n stadium in daardie tyd reinig Jesus die tempel. Ons ken almal daai storie, van Jesus wat in die tempel ingegaan het, tafels omgekeer het en die sweep gebruik het, Nou die tempel was die hoofsentrum vir hulle van hulle politieke beheer en hulle godsdienstige beheer. Nou dit is baie interessant. In die Ou Testament, ons weet dat die priesters het die dienswerk gedoen in die tempel, maar veral, jy kan dit lees in Hiskia, die storie van Hiskia, die konings was verantwoordelik om die tempel rein te hou. Dit was die koning se verantwoordelikheid, sodat die priesters die dienswerk kon doen. En hier kom Jesus, en hy het hierdie gesag oor die tempel, so dit verklaar hom dadelik ook as 'n koning. So meer en meer goed wys na sy koningskap, sy gesag toe ensovoorts. Op 'n stadium, ek dink sommer nou daaraan, het Jesus vir die vrou ook by die put, so dit het oor 'n lang tyd verloop, maar veral in hierdie laaste week het hy vir haar gesê, of sy het gesê, ek weet die Messias gaan kom, en hy sê, dis ek wat voor jou staan. So Jesus het baie invloed gehad, en hulle was bang, hierdie Joodse leiers, hulle verloor hulle invloed, en dan het dit 'n groot effek op hulle posisie in die Romeinse Ryk. Hoor hoe beskryf Johannes dit, in Johannes 11, hy sê, die owerpriesters, die Fariseërs, het die raad byeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens, so hy het bonatuurlike gesag gehad. As ons hom so laat begaan, as ons hom so laat aangaan, sal almal in hom glo. Hier staan dit in die skrif. En die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. So Jesus se gesag, Jesus se koningskap was vir hulle bedreiging. Kan jy dink toe hy in Jerusalem ingekom het en al die mense begin skree, Hosanna, dit was ook 'n koningsverering. So sy koningskap het al hoe meer bekend geraak. So hierdie Joodse raad, die owerpriesters, die Sanhedrin, hulle maak planne om Jesus te vang en hom dood te maak. Nou ons lees nie alles so in die detail nie, maar ek neem aan, almal het van dit begin hoor, of daar was info wat uitgelek het, en ons ken die storie, dan gaan Judas, een van Jesus se disippels, en hy werk saam met hulle, want hy wil geld verkry, en hy sê, die een wat ek gaan soen, gryp hom, dit is hy. Dis die man wat julle soek. En uiteindelik word Jesus dan in die nag, word hy gearresteer en hulle begin om hom te ondervra. Nou dis baie interessant, soos deur hierdie storie stap. Dit was 'n Joodse wet gewees, dat daar nie 'n verhoor of 'n ondervragery in die nag mag plaasvind nie. Dit was teen die wet gewees, teen hulle eie wet. Maar hulle was so desperaat dat hulle dit doen. Dan was daar ook 'n wet wat gesê het, as daar 'n verhoor aan die gang is, wat daarop sal wys dat iemand tot die dood gevonnis moet word, moet daai verhoor ten minste 2 dae aangaan om die integriteit van dit te verseker, plus daai verhoor moet in 'n publieke spasie plaasvind, sodat dit oop en deursigtig sal wees.
En wat doen hierdie Joodse raad? Hulle weet van hierdie wet. So die volgende oggend vroeg, net om hierdie saak wettige legitimiteit te gee, hou hulle die oggend 'n amptelike sitting. Nou ons praat nou gou oor in die Paasgebeure, Jesus se koningskap. Hoor gou wat gebeur hier, Markus 14. Ek lees vir jou uit verskillende evangelies uit, wat ek dink dit die beste beskryf. Toe staan die hoëpriester in hulle midde op en vra Jesus en sê, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen u? Maar hy het stil gebly en hy het geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus? Hulle het almal geweet van die Messias, Ou Testament, wat Christus geword het, van die Christus, die een wat van God af sal kom, om dinge nie te maak. Hulle het almal van hom geweet, en hy vra vir hom, is hy die Christus, gesalfde koning, die seun van die geseënde God, en Jesus sê, ek is. En die almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit, en kom met die wolke van die hemel. Toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuies nodig? Julle het hierdie godlastering gehoor. Wat dink julle? En hulle het hom almal veroordeel dat hy aan die dood skuldig was. So hierso, hulle het daai een ding. Hy sê hy is die seun van God, dis godslasterlik. En hulle sê hy is skuldig aan die dood. Daarna vat hulle hom na Pilatus, Pontius Pilatus toe. Hoekom na Pontius Pilatus toe? Ons het dit reeds gesê, hy was die gouverneur gewees van die Romeinse ryk verteenwoordig daar onder hulle, en hy het die gesag gehad om dan nou ook die doodstraf toe te dien. Hulle het nie daai gesag gehad nie. En hulle vat hom na Pontius Pilatus toe vir hierdie regsuitspraak. Maar die storie is nie klaar nie. En Jesus staan voor Pontius Pilatus deur hierdie Joodse raad wat hom beskuldig. En dan sê Lukas 23 die volgende, en hulle het hom beskuldig en gesê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal. Valse getuienis. Klomp valse getuienis teen Jesus. Onthou wat het Jesus gesê, gee aan die keiser wat aan hom toekom. Gee aan God wat aan hom toekom. So hier is 'n valse beskuldiging. Terwyl hy sê, so hulle die valse beskuldiging, terwyl hy ook nog sê dat hy self Christus, die koning is. Hoor die koning tema, die heeltyd. Toe vra Pilatus hom en sê, is u die koning van die Jode? En hy antwoord hom en sê dit, u sê dit. Sien Jesus se nederigheid, Jesus se manier van praat. Hy sê, u sê dit is so. En dan in die evangelie van Johannes, dan kry ons nog meer detail oor hierdie gedeelte, ek wil dit graag vir jou lees, so Pilatus, Sanhedrin, oorgelewer aan hom, en Pilatus probeer uitfigure, wat het jy gedoen? Waaraan is jy skuldig? En Jesus antwoord die volgende, dis Jesus se antwoord op alles wat Pilatus hom vra, Johannes 18, hy sê, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? En Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig, en elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Ek het gekom te getuig van die waarheid. Watter waarheid? Die waarheid van sy koninkryk, die waarheid van die krag van sy koninkryk, die waarheid van die lewe van sy koninkryk, die waarheid van die genesing van sy koninkryk, die waarheid van die heerlikheid van sy koninkryk, die waarheid van die vergifnis van sy koninkryk, die waarheid van die lewe wat daar opgesluit is in sy koninkryk, die waarheid van die plan van sy koninkryk. Ek het gekom om vir julle lewe en oorvloed te gee. Jesus het gekom om van hierdie waarheid te getuig. Pilatus sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hier is 'n skare wat aanhou skree en sê, kruisig hom, hulle skree vir sy dood. En daar's druk op Pilatus, nee, Pilatus weet nie wat om te doen nie. Johannes skryf die volgende woorde oor die owerpriesters. Hulle sê vir hom, as jy hierdie man laat gaan, is jy nie 'n vriend van die keiser nie. So kan jy dink met watter dilemma het Pilatus gesit. Jesus, onskuldig. Ek dink Pilatus het ook begin agterkom. Maar hierdie is 'n koning. Hierdie is die seun van God.
Wat nou as ek hierdie uitspraak maak, hierdie dilemma? So hy's aan die een kant is Jesus onskuldig en aan die ander kant is hy bang vir 'n verdere oproer hier tydens die Pasgafees en verder weet Pilatus ook dat hy was op daai stadium klaar nie in die goeie boekies van die Romeinse owerhede nie. So daar's nog iets van sy posisie wat hy ook probeer beskerm. En ons ken die storie verloop, een misdadiger kan vrygelaat word en die skare skree, hulle soek vir Barabbas. En Pilatus was sy hande in onskuld, maar Jesus word oorgelewer om gekruisig te word. Hoor jy die tema van die koning, van die donkie af, reg deur, soos die profeet het geprofeteer het, deur al die beskuldigings teen Jesus, die vrees van die Joodse raad oor sy koningskap, oor sy gesag, en dan uiteindelik ook hier by die hofsaak gaan alles oor sy koningskap. En dan word Jesus oorgegee, en hoor wat gebeur dan? Die mense dryf die spot met hom as koning. Ek gaan vir jou so 'n paar verse gee, Matteus 27:29. Hoor hoe spot hulle met hom. Hulle het, en hulle vleg 'n kroon van dorings, en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy hand. En hulle val op hulle knieë voor hom, en bespot hom, en sê, wees gegroet, koning van die Jode. Johannes skryf in hoofstuk 9 en hy sê, en Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. Lukas skryf in hoofstuk 23, hy sê, daar was ook 'n opskrif, bokant hom geskrywe in Grieks, Romeins en Hebreëus. Hy is die koning van die Jode. Weet jy hoe wonderlik is die skrif? Dis nie net Hebreërs wat vir ons kom sê, dat Jesus 'n koning is. Dis net baie profound en baie duidelik daar. Maar vanaf die Ou Testament is Jesus as 'n koning aangekondig, die gesalfde, die Christus, die Messias. In die Nuwe Testament sien ons dit die heeltyd. En dan sien ons dit nou ook hier in die Paasgebeur. Dit gaan oor sy koningskap. Alles het gesentreer rondom gesag en veral rondom Jesus se gesag. Nou ons kan vanoggend hierdie storie baie langer en baie meer breedvoerig nog vertel. Dis net sulke snippets dat ek en jy kan hoor hierdie hoofmomente in die storie, hoekom Jesus se koningskap na vore. En die vraag sou wees, hoekom was Jesus se koningskap so belangrik? En hoekom was daar so 'n wêreldse reaksie teen sy koningskap? Skrif is incredible. Johannes skryf, en Johannes help ons om te verstaan, wat was hierdie reaksie gewees teen Jesus se koningskap? Hoekom was dit so groot, hierdie reaksie? Hoor wat sê Jesus, of skryf Johannes oor Jesus, want Jesus praat oor sy eie dood en sy opstanding, maar Jesus sê die volgende woorde in Johannes 12. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. So Jesus praat oor sy kruisdood, oor sy opstanding. Hy sê nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Die owerste van hierdie wêreld gaan by my dood as koning buitentoe gedryf word. Ek wil vir jou van die Engelse vertalings gee, die English Standard Version sê, now is the judgment of this world, now will the ruler of this world be cast out. Die Passion Translation, paraphrase, sê, from this moment on, everything in this world is about to change, for the ruler of this dark world will be overthrown. Wat sê Jesus hier? My koningskap, my lewe, my gesag het gekom. Kan jy verstaan die oppositie teen Jesus se gesag? Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Want Jesus se dood kom en deur sy dood behaal hy 'n oorwinning wat anders te lyk as die oorwinning wat hulle verwag het. Maar oorwinning wat anders te lyk, behaal hy 'n oorwinning oor die heerser van hierdie wêreld. Wat het Jesus bedoel? Toe hy sê, dit is volbring aan die kruis.
Toe Jesus sê, dit is volbring, toe bereik die rede hoekom Jesus, die Christus, die gesalfde koning, aarde toe gekom het, 'n hoogtepunt, want hy is die koning, hy is die gesag wat die mag van die bose verbreek, wat gekom het saam met die sondeval, en hy is die een wat die gesag, die enigste gesag, wat die mens kan bevry. En toe hy sê, dit is volbring, toe breek die bose gesag oor ons. En die Hebreërs skrywer skryf daaroor, die Kolossense skrywer skryf daaroor, ek wil dit vir jou lees, is so maklik om dit te onthou, want dit is presies dieselfde hoofstuk en verse, Hebreërs 2:14-15, Kolossense 2:14 en 15, hoor gou, hoe beskryf die Nuwe Testamentiese skrywers dit. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom, klein lettertjie hom, tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan die slawerny onderworpe was. Soveel mense glo, en ek verstaan so bietjie dalk waarvan af dit kom, maar soveel mense glo dat die kruisiging God se wraak is wat op Jesus uitgestort word, want God is kwaad. Maar dis Jesus wat kom met sy liefde om 'n mag wat kwaad is, 'n mag wat teen die gesag van God is te verbreek. Kom ons lees die Kolossense gedeelte. Die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. As 'n teoloog met die naam van N.T. Wright, wat 'n Engelse, sy parafrase, Engelse Bybel geskryf het, hoor wat sê hy sê van hierdie gedeelte, hy sê, he blotted out the handwriting that was against us, opposing us with its legal demands. He took it right out by the way, by nailing it to the cross. He stripped the rulers and the authorities of their armor and displayed them contemptuously to public view, celebrating his triumph over them in him. Daar was 'n legal handwriting teenoor my en jou. Want ek en jy was geïmpliseer deur sonde. En hier's die mense, toe Jesus ingaan met die donkie, hier's die belofte van die Messias, die Christus wat gaan kom, en hier's die mense, en hulle is opgewonde, hulle skreeu Hosanna, want hulle dink, dis wat aan die gebeur is, en hulle dink, dat Jesus gaan kom met geweld, en dat hy die Romeinse ryk omverwerp, maar hy kom met iets ver groter. Hy begin met die nederigheid van 'n donkie, want met sy liefde kom breek hy die mag van die sonde, die mag van die dood, die mag van die vyand, die legal handwriting oor ons. Mense vra, hoekom 'n kruisdood? Paulus, ons het laas Sondag oor gepraat, sê dit so eksplisiet. Hy sê die loon van die sonde is die dood. Maar in Christus is daar vryspraak. Ek en jy moes sterf. Ons was skuldig aan sonde, maar Jesus kom, hy staan in ons plek, hy sterf in ons plek. Ons het vanoggend so gesing oor die bloed en sy bloed vloei. Sy bloed vloei. As jy gaan kyk in die Nuwe Testament, dan sien jy die Nuwe Testament praat van twee konsepte. Dit praat van sy bloed bedek ons en sy bloed was ons. En nou is die mag van die bose oorwin oor my en jou lewe. 'n Anderste oorwinning as wat die wêreld verwag het. Want hier was 'n mag, hier was 'n legal handwriting teen ons. Maar nou, as die vyand wil kom en ons wil beskuldig, wat sien hy? Hy sien ons is bedek met die bloed van Jesus. Geen beskuldiging, no accusation teen die bloed van Jesus nie. Hy sien ons is gewas met die bloed van Jesus.
Hoor gou Openbaring 1, ons weer die laaste boek in die Bybel, Johannes kyk in die troonkamer van God in, en hy sien 'n klomp goed, en hoor wat sê dit, en van Christus, oor Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, Psalm 2 wat sê, die konings, die magte van hierdie wêreld, wat teen hierdie koningskap opstaan, maar hy is die owerste oor al hierdie konings, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van sonde gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid, amen. Dit is hoe Openbaring begin. Hy wat ons gewas het met sy bloed, aan hom die eer en die heerlikheid. Dis 'n groot werk hierdie wat God gedoen het. Dit is vergewing van sondes, ja, dis skoon was van sondes, maar dit is soveel meer. Sondag het ons gepraat oor Hebreërs 9 vers 14 wat sê, die bloed van Christus het ons gewete gereinig van dooie werke. Wat is jou gewete? Jou gewete is die plek waar jy dink voor jy dink. Ons het die afgelope week dit gesê in ons Hebreërs journey. Jou gewete is jou plek, is die plek waar jy dink voor jy dink. Jou gewete is wie jy is. Dis wie jy is, dis jou oortuiging. En Jesus het dit kom reinig. Hy het die mens kom verlos van hierdie legal handwriting, hierdie klagstaat teen ons. Ons is nou gewas en bedek met die bloed van Jesus. Nou ons weet, in God se groot raadsplan gebeur hierdie hele paasgebeure, die paasverhaal gebeur tydens die Pasga. Nou teen daai stadium wat dit gebeur, het die Jode al vir 1300 jaar die Pasga herdenk. Want die Pasga was 'n fees wat hulle gehou het om te sê, ons was bevry uit slawerny uit Egipte uit. Ons is verlos van hierdie Egiptiese, hierdie owerhede, hierdie gesag, hierdie mag oor ons lewens. En Jesus kom en hy gebruik hierdie fees, die Pasga fees wat soveel betekenis gehad het, om te sê, daar's iets groters, daar's iets onvergelykbaars groter, want daar is nie net 'n verlossing uit Egipte uit nie, daar's 'n volmaakte verlossing vir die mens, die gewete van die mens, die toestand van die mens. Daar's 'n volmaakte vergifnis, daar's 'n volmaakte verlossing en daar's 'n volmaakte oorwinning vir die mens. Incredible. Onthou, die Pasga, daar was eintlik gesprekke gewees dat hulle dit nie wou doen, soos wat ek die skrif verstaan, by hierdie fees. Hulle wou nie by hierdie fees 'n oproer gehad het nie. Maar God het bepaal dat dit by hierdie fees sal gebeur. How great is our God? How great is our God? En elke keer, wanneer ek en jy Goeie Vrydag vier, maar meer is net een keer 'n jaar. Elke keer wanneer ek en jy hierdie boodskap lees, hierdie boodskap hoor, hierdie boodskap praat, elke keer wanneer ek en jy deelneem aan die nagmaal, wat doen ons dan? Ons bevestig dan dat ons bevry is van die toestand, die klagstaat, die agtergrond, die geskiedenis van slawerny. Ons is bevry van die mag van die bose en die dood. En ons kan nou weer die mens wees wat God ons beplan het om te wees. Priesters en konings, en ons kan nou weer uitkyk na 'n toekoms waarin ons op pad is, waar God se koninkryk finaal en volmaak sal kom, en waarvan ek en jy deel kan wees, omdat ons gewas is en bedek is met sy bloed. Volgens dus daar in die saal, in die coffeeshop bid, as ek net weer so oortuig daarvan, was daar nie 'n Goeie Vrydag nie? Was daar nie 'n geboorte van Jesus nie? Was daar nie 'n Goeie Vrydag nie? Was daar nie 'n opstanding, want die opstanding bevestig al hierdie dinge? Was dit nie daar nie? Was daar niks? Was ons verlore? Paulus kom in die Nuwe Testament, en ek wil dit volgende graag vir jou lees. Paulus kom in die Nuwe Testament, dan praat hy oor die nagmaal. Hy praat oor hierdie nuwe verbond wat Jesus ingestel het, iets beters as die Pasga. Hy praat oor dit, en hy bedien ook nagmaal aan die vroeë kerk, en hoor gou wat sê hy, 1 Korintiërs 11. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het,
het hy dit gebreek en hy het gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En doen dit tot my nagedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my nagedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, wat doen julle? Verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hoekom sal ons sy dood verkondig? Verkondig sy dood, die dood van die Here, totdat hy kom. Ons verkondig met die nagmaal die boodskap van die dood van Jesus, want dit was die gesag wat die mag van die bose gebreek het. Dit was die enigste gesag, die bloed van Jesus, die mag, die krag in die bloed van Jesus, wat hierdie bose mag, hierdie aanklag, hierdie klagstaat teen ons kon verbreek, en sy opstanding is 'n bewys van daai verbreking, van daai vernuwing, van daai herstel. Sien jy vanoggend die geveg wat daar was oor Jesus se gesag? Verstaan jy vanoggend die geveg oor die gesag van God in jou lewe? As die vyand jou kan weghou van jou nuwe identiteit, van hierdie nuwe gewete in Christus, hou hy jou weg van so baie af. Want dis wat jy dink, voordat jy dink. Ek wil jou vanoggend vra om jou oë te sluit. Daar's 'n skrif, of 'n gedeelte in Efesiërs 2, waar Paulus ook skryf, die hele Efesiërs 2, hy sê, ons was dood gewees, as gevolg van sonde, ons was slawe van sonde, en dan sê in vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Een kort vers, waar daar so baie goed is, die offer van Jesus, die liefde van Jesus, die werk van Jesus, daai woorde, alles wat hom gevat het tot by daai woorde, dit is volbring, was gedryf en gemotiveer deur sy liefde, en dit was gedryf deur hierdie gawe, genadegawe van God, wat hy vir ons gebring het, vir ons gegee het. Maar dan in hierdie selfde vers, sê Paulus dan, julle is gered deur die geloof. Julle is gered deur die geloof. Wat beteken geloof? Geloof beteken oorgawe. Geloof beteken nie net ek glo in hom nie. Daar's meer as dit, daar's 'n sterker manier om dit te sê. Dit beteken ek glo hom. Ek glo sy koningskap. Ek glo sy koningsheerskappy. Ek glo alles wat saam met dit gaan. Want dit is lewe. En hy het alles gedoen, die grootste prys betaal, sodat ek en jy deel kan wees van dit, nie meer vasgevang in slawerny nie, maar oorgegee, ingeval, oorgeleen, in die heerlikheid van sy koninkryk in. Ons gaan vandag geleentheid skep, om die nagmaal te gebruik, hierdie elemente, hierdie ete, wat Jesus ingestel het, ver groter, ver meer betekenis as die Pasga. Maar voor ons dit doen, wil ek vanoggend vir jou vra, terwyl ons oë so gesluit is, miskien is hier vanoggend mense, wat sê, Here, jy het hierdie gawe vir my kom bewerkstellig, uit genade uit. Maar ek ontvang dit deur geloof. Miskien sit jy nog vanoggend hier en jy sê, Here, ek weet van U en ek soort van glo in U. Maar ek glo U nog nie. My hele lewe is nog nie gebou om U nie, om U koningskap en U koninkryk nie. En ek wil vanoggend deur geloof oorgaan tot oorgawe. 'n Oorgawe wat Jesus leer ken. 'n Oorgawe wat hierdie koning leer ken. 'n Oorgawe wat hierdie koning begin volg.
'n oorgawe wat hierdie koning begin aanbid. Daai selfde gedeelte in Hebreërs wat sê hy het ons gereinig van gewete en van hierdie dooie werke sê, sodat ons die lewende God kan dien. God roep jou om hom te dien, om hom te ken, want in hom is lewe. Daar's ander gesagte, daar's ander kragte wat jou wil weghou van hierdie lewe van Jesus af. Maar hy het hierdie gesag oorwin. Ek wil jou vanoggend nooi, voor ons die nagmaal gaan gebruik en gaan herdenk dit wat dit beteken. As jy vanoggend 'n oorgawe aan Jesus wil maak, wil ek so graag saam met jou bid. Wil jy nie net op hierdie spesiale dag, hoe spesiaal is dit nie, dat dit op hierdie dag is, wil jy nie net daar waar jy sit, net opstaan en sê, Here, ek gee my lewe oor aan U. Enigiemand wat wil staan, gaan ons saam bid. As mense wat staan, wat vanoggend hulle lewe oorgee aan Jesus, hy's koning, hy is die koning, maar is hy al koning van jou hart? Is daar nog mense wat wil staan vanoggend? Ons gebruik hierdie geleentheid vanoggend om hom te kies. Is nog mense wat staan? Dankie. God se liefde werk. God se liefde werk in hierdie oomblik. Dit red. Dit maak nuut. Dit verlos. Voor ek bid, laaste iemand. Dankie, kom ons bid saam. Here, vanoggend wil ek die woorde bid van daai bekende lied wat sê Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Here, en daai gedeelte, daai wretch gedeelte sluit ons almal in. Sommige van ons, ja, het in ons kort tyd hier op aarde slegter verhale as ander in ons menslike terme. Maar almal van ons was geklassifiseer as wretch, gebreek deur sonde. Geaffekteer, geïmpliseer deur sonde. I once was lost, but now, God, because of what you have done, I'm found. Amazing grace. Here, volgende bid ek saam met elkeen wat staan. Dankie dat U in hierdie oomblik lewens bedek, lewens was met U bloed. Harte, Here, was met U bloed, reinig van gewetes, reinig van 'n lewe van dooie werke. Mense in hierdie oomblik, Here, omdat U 'n offer gebring het, wat ons nou aanvaar, Here, verbind in eenheid met U, geen afstand tussen U en die mens wat U aanvaar en U ontvang nie. Dankie vir U liefde wat vanoggend ook vloei, so wat U bloed gevloei het, U liefde wat steeds vloei, Here, en nou harte vul. Ons roep Here vanoggend oor elkeen van hierdie mense se lewens uit, die woorde wat U uitgeroep het, dit is volbring. Die mag van die bose is gebreek. Jy's vry. Jy's vry, jy's vergewe. Jy's nuut gemaak. Jy staan nou in die troonkamer van God, voor hom bedek met sy bloed. Oh, the blood of Jesus. Amen. Baie dankie, is welkom jou sitplek te neem as jy gebed nodig het. Enige van die mense wat gestaan het of enige met anders na die tyd hier aan my regterkant is 'n kapel, 'n vertrek waar daar bidders is wat gereed is om ook saam met jou te bid. Ons gaan dan vanoggend ook geleentheid skep om deel te neem aan die nagmaal. Elemente, julle sal sien op die tafels hier voor en aan die kante, is daar sulke klein broodrolletjies. As jy 'n koppel is, vat asseblief 1, miskien 'n gesin ook van 3, dalk 4. As jy alleen is, baie welkom 'n broodrolletjie te vat. Kom ons kom kry die elemente.
beweeg terug na ons sitplekke toe en dan op ons tyd vier ons ook wat Christus vir ons gedoen het.